so voorreg dat jy hier is vanoggend en dat jy ergens meen met die Here. En ek weet dat die Here het 'n afspraak met ons en die Here is besig met ons. Maar ek moet dit vir jou sê voordat ons begin dat my bene voel so 'n bietjie lam onder die gewig van die woord vanoggend, want daar is 'n erns in my hart en daar's 'n uitnodiging vanoggend op die tafel en so ek wil jou regtig net uitnooi dat jy saam met my sal kies vanoggend om die Here te vertrou dat dit wat ons sal praat, dat dit in jou hart sal land en dat ons lewens in lyn sal wees. En dat ons sal onthou wat is op die spel. Want daar is baie op die spel. En dit is ons ewigheid wat op die spel is. En so ek vra jou, asseblief wees ingestel op die Heilige Gees. In besonder in hierdie oggend. In Matteus 25, en ons gaan so 'n bietjie onder die tema praat, waak dan. Waak dan. En daardie waak in die Bybel is om wakker te wees en om alert te wees en om in afwagting te wees. Maar hierdie is 'n baie bekende gedeelte van 10 maagde. En ek gaan vir jou die hele gedeelte lees en dan gaan ons soms so stadig deurwerk. En reeds soos ons dit lees, wil ek vra dat jy bidden sal wees oor die woord vanoggend. En so Jesus praat en hy sê die volgende, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe geneem het, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en hulle het aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om hom tegemoet te gaan. Toe staan al daardie maagde op en hulle maak hulle self gereed. Die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandige het antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was om saam met hom in te gaan na die bruilof, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later, toe kom die ander maagde ook en hulle sê, meneer, maak vir ons oop. En hy antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Hy sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan. Jesus antwoord, om seker te maak dat ek en jy vermy hierdie verskriklike woorde van ek ken julle nie, is dat ons sal waak. En ons sal so 'n bietjie praat hieroor, maar hierdie is 'n gewigtige saak. Hierdie is 'n bekende gedeelte in God se woord. En tog, van tyd tot tyd, tog mis ons dit. En so ek wil begin deur te sê, dat luister, hierdie was 10 maagde gewees. Jy sien, ons dink soms
dat hierdie was 5 mense in die wêreld en 5 mense in die kerk. Dit is nie wat hy sê nie. Dis nie, as ek dit nou maar so kan uitdruk, vergewe my asseblief, maar dis nie 5 maagde en 5 prostituie nie. Dis 10 maagde. Dis 10 mense, wat as jy van buite af sou kyk, sal dit lyk asof hulle besig is met die regte goed. Hierdie is 10 mense wat jy sou sê, kerkmense is. Ek wil hier moet oplet, dat die lyn tussen geregtigheid en ongeregtigheid word al meer en al meer in ons tyd soos met 'n uitgevee en dit word so half geblend dat ons nie meer weet nie. En so ek wil net die klem lê daarop, dat volgens 2 Korintiërs 6:14 sê hy, ons het hier die opdrag om nie in dieselfde juk te trek met ongelowiges nie, want, hier is die rede hoekom, watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? Watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Ons lewe in 'n tyd en 'n seisoen waar ons baie meer 'n reguit lyn gaan moet trek. Liewe gemeente, ek is vir jou verskriklik lief. En ek wil hê jy moet dit weet. Dis my liefde vir jou wat my dring om vanoggend voor jou te staan en te sê, liewe gemeente, ons gaan moet erns meen in hierdie tyd. Ons gaan moet waak soos ons nog nooit gewaak het nie. Daar gaan iets binne in my en jou aan die brand gesteek moet word. Ons het olie nodig. Dit help nie net ons is saam met die ander maagde nie. En ek wil hê moet oplet, nie alleen was hier die groepie, dieselfde groepie mense gewees, hulle was nie net almal maagde nie. Ek wil hê dat jy moet oplet dat die 10 al 10 het ook gaan wag. Daar was 10 wat gewag het. Jy sien, daar's iets wat ontbloot word in die hart van die mens. Wanneer die Here met ons begin praat oor goed wat ons anderster behoort te doen. Wanneer die Heilige Gees met ons praat oor goed wat hom nie verheerlik nie. Dan is daar iets in die hart van die mens wat kyk na die goed wat ek reg doen. En dan word dit so amper bietjie my verskoning. Dit word so amper so bietjie my rede oor hoekom ek nie regtig aan hierdie goede, ek staan voor jou met 'n uitnodiging van die koning van die konings. Om jou uit te nooi, om alles wat die Here nie verheerlik nie, enige iets en alles in lyn te bring met sy woord, sodat ek en jy nie eendag hoef te hoor, gaan weg van my af. Ek het jou nie geken nie. Jy sien, die feit dat hulle maagde was, het hulle nie gekwalifiseer om in te gaan in die bruilofsmaal nie. Die feit dat hulle gewag het hulle nie gekwalifiseer om in te gaan in die bruilofsmaal nie. Maar ek wil hê moet net iets oplet in vers 5, wat nou nogals vir my belangrik is. Hy sê, en terwyl die bruidegom talm om terug te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Het die wyses sowel as die dwaases aan die slaap geraak. Korrek. Almal het aan die slaap geraak. Iewerster word ons ook soms moeg. Maar ek wil vir jou herinner aan Matteus 24:13. Maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Man, dit skeer my hart. Dit breek my hart. Wanneer ek hoor hoe mense verlang na hulle jong dae. Maar vandag is daar nie meer die vrug wat daar was vroeër nie. Hy wie volhard. Ek bid dat jy my nie net 'n getuienis sal kan vertel van eendag toe jy jonk was nie. Ek hoop nie dat jy my net 'n getuienis kan vertel van eendag toe jy die Here gedien het nie. Nee, vir ons en o, ek bid so
Ek bid dit. Dat elke een van ons, wanneer daardie dag sal kom, wat ons die tydelike met die ewige verwissel, dat daardie dag dat ons sal hoor goeie en getroue diens. Besef jy die geweldige hartseer? Besef jy hoe moeilik sal dit wees? As dit so moet wees, dat mense vir wie ons lief is, vanweë verskeie redes. Volgende is 'n oproep vir jou. Volgende is 'n versoek dat jy moet naderkom. Ek het al vroeg vanoggend gevoel, my emosies loop hoog, so vergewe my asseblief. Jy moet oplet, want hy gee vir ons die antwoord. So ek wil jy moet sien. Ek wil jy moet ook sien, dat daar so 'n oomblik, en hier is, toe die roep uitgaan, toe dit duidelik is, dat die koms is nou baie naby, toe vra die dwaases vir die wyses, gee my asseblief 'n bietjie olie. En jy sou dink in die lig van die res van die woord van die Here wat sê dra mekaar se laste. Wanneer hy sê ons moet mekaar lief hê en ons naaste soos onsself, jy sou dink dat daar die regverdiges wat hulle behoort te doen, is om die helfte van wat hulle het ten minste vir hulle te gee. Jy sien, hier is die deel wat ons nie aldag verstaan nie. Hoor mooi hoe antwoord hulle sê, ons kan nie vir julle gee nie, hier's hoekom, want dan sal ons nie weet of ons self genoeg het nie. So bly by my. Al het die stem uitgegaan en gesê, hey, die koning is naby, was dit nog steeds nie noodwendig minute gewees tot dan nie. Daar was nog steeds 'n wagtydperk, 'n onseker tydperk. En die regverdiges kon dis nie bekostig. Of die wyses kon nie bekostig om vir die dwaases te gee, omdat hulle self nie seker was nie. En so dis nie selfsugtigheid nie. Maar 'n belangrikheid vir my en jou om te besef. En volgens Romeine 14:2, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Hoor wat ek jou net gou sê. Natuurlik moet ons daar wees vir mekaar. Natuurlik moet ons mekaar dra. Natuurlik moet ons vir mekaar bid, geen twyfel nie. Geen twyfel nie. Maar op die einde van die dag kan jy nie ander blameer vir waar jy is nie. Jy kan nie. In hierdie week wat verby is, ten minste 2 maal, ek dink amper 3, maar ten minste 2 maal, mense wat ek kan hoor lief is vir die Here, wat vir my sê, pastoor, ek het opgehou kerk toe kom, want mense maak so en mense maak so. Dis jammer. Dis regtig jammer, want mense maak seer. Maar hoor my vandag, is jy regtig bereid om die prys te betaal wanneer die Here Jesus terugkom? Is jy bereid om dit prys te gee? Is jy bereid om jou saligheid prys te gee op grond van ander se swak gedrag? Hoe maak dit sin? So iemand kies om swak gedrag te openbaar en nou gee jy jou ewige loon op. Hoe maak dit sin? Moenie dit doen nie. Moenie toelaat dat die swak gedrag van ander swak gedrag in jou kweek nie. Liewers, wees gefokus op een ding en een ding alleen. Dat ek met al die tyd wat ek hier op aarde het gebruik om myself toe te rus, om eendag te hoor, goeie en getroue diensnag. Ek kan nie bekostig om dit te mis nie. En hoor mooi wat ek sê. Hoor mooi, mense maak soms seer, ek weet. Wil jy weet hoe seer maak mense?
kom loop graag in my skoene vir so 'n seisoen en jy sal voel. Ek weet wat dit is. Ek weet wat dit is wanneer hulle agter jou rug goed sê. Ek weet wat dit is. Ek weet wat dit is wanneer die standaard so hoog gehou word dat geen mens daarby kan uitkom nie. Maar jy kwaadlik geneem word want jy voldoen nie aan daardie standaard nie. Maar gaan dit jou keer, is my vraag. Gaan dit maak dat jy nou met 'n half lamp olie gaan sit en wag vir die koning? Of gaan jy sê nee, ek weier, ek sal nie my ewigheid mee speel nie. Ek gaan toelaat dat ander my seer maak nie. So maklik vergeet ons dat eendag is die belangrike dag. Meneer, mevrou, jou kinders het jou nodig. Jou ouers het jou nodig. Jou gade het jou nodig. Die kerk het jou nodig. Die gemeenskap het jou nodig. Om nie vasgevang te word in die leuns en die aanstoot van die vyand. Ek wil jou uitnooi na 'n plek toe van genoeg olie. En hoe lyk hierdie dan? Dit is baie interessant dat die Bybel nie spesifiek vir ons sê wat hierdie olie is nie. Ons weet uit die ander tekste uit word die olie baie keer vergelyk met die Heilige Gees. En dis vir my goed, ek hoor dit, want wanneer ons regtig in Christus is, wanneer ons regtig met hom bekleed is, soos wat ons nou gaan praat, dan het ons ook die Heilige Gees ontvang, dit is so. Maar Jesus gaan nie verder. Hy begin in vers 13 en sê, lê dan gereeld vir mekaar hande op, sodat julle ook die Heilige Gees ontvang nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy begin nie in vers 13 so, en hy sê, jy moet onthou dat jy mag nie een Sondag nie in die kerk wees nie, dis nie wat hy sê nie. Hy sê in vers 13, waak dan. Deel van die waakproses is om getrou te wees, om te wandel saam met die Gees. Dis deel van die waakproses. Hy sê, wat beteken dit? En dan gaan met jou net 3 skrifgedeeltes deel, en dan gaan ons bid. Openbaring 16:15 sê, kyk, ek kom soos 'n dief, hier's weer eens Jesus wat op pad is terug, nou salig, ander woorde geseënd, en of gelukkig, is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop, en hulle sy skaamte sien nie. Ja, hier is 'n bietjie metaforie aan die gang. Ek is nou net bang julle hou dalk op bad of iets. Ek is net, dat ek nou net gou verduidelik. So Galasiërs 3 praat met ons hiervan. Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, julle is met Christus bekleed. En nou moet ek weer verduidelik sodat ek kan verduidelik. Hierdie doop beteken nie dat almal wat gedoop is gaan hemel toe nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat daar in die doopwater gebeur, is 'n celebration van iets wat voor dit gebeur het. Wat het gebeur voordat ek gedoop is? Ek het my alles vir Jesus gegee. Dis wat gebeur het. Dan is ek in Christus, dan is ek bekleed met hom, en dan volgens Openbaring sal ek ook nie naak bevind word nie. Dit is krities belangrik. Hierdie olie, hierdie Heilige Gees, is 'n lewe wat totaal en al oorgegee is vir hom. Dis wat dit is. En so wanneer hulle jou kwaad maak, is jou lewe oorgegee aan hom. Wanneer hulle onregverdig met jou is, hoe jy reageer sal vir jou sê hoeveel olie daar in jou lamp is of nie. Kan ek so 'n bietjie praat oor ons huwelike? Nou mevrou, as jy 'n geleentheid gesoek het, jy kan jou elmboog voorberei. Onthou jy nog dat jy getroud is met 'n dogter van die Allerhoogste God? Hanteer ons nog ons vrouens soos dogters van die Allerhoogste God? Praat ons nog mooi met hulle? Kan jy vir jouself imagine vir jouself
Jy het die voorreg om in te trou in die Royal Kingdom. En jy gaan alles hê wat daarmee saamgaan. Want dis tog wat gebeur wanneer jy met 'n dogter van God trou. En natuurlik draai daai ding net so. Onthou jy nog dat jy getroud is met 'n seun van die Allerhoogste God? Is daar nog genoeg nederigheid in ons wanneer ons ons monde oopmaak teenoor mekaar? Onthou ons nog? En hoekom vra ek dit? Want dit sal vir jou wys hoeveel olie, dit sal vir jou wys hoeveel is jy voorberei. En so wanneer jy die besigheidstransaksie doen, verheerlik ons nog die koning van die konings. En ek wil nie in detail in dit ingaan nie. Ek kan lang praat oor die belangrikheid dat ons besigheid moet doen op 'n manier wat God verheerlik. Maar by jou werk vra ek jou die vraag, steel jy van jou baas? Steel jy jou baas se tyd? Want as die antwoord ja is, wil ek vir jou sê, watch. Want as jy bekleed is met Christus, as jy in Christus is, dan spoel dit onmiddellik oor en dit wys, nou hier's die belangrike deel, ek kan nie 'n goed genoeg huwelik hê en goed genoeg by die werk wees en 'n goed genoeg familielid wees om verdien om hemel toe te gaan nie, hoegenaamd nie. My dade kan my nooit kwalifiseer om hemel toe te gaan nie, glad nie. Maar my dade vertel my, whether or not ek begrawe is in Christus. En so as ek met hom begrawe is, dan sal ek met hom bekleed met hom. As ek met hom bekleed is, dan sal jy dit sien. Ek preek julle stil volgend, ek hoop, dit val in julle harte soos dit in myne doen. In Lukas 12 sê hy vir ons, hoe moet ons waak? Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Here wakker vind as hy kom. Ek was nie in die weermag nie, maar ek het stories gehoor. Jy geweet, jy kan opwees sonder om wakker te wees. Liewe kind van die Here, jy kan 'n maagd wees, jy kan wag op die Here, maar die vraag is, het jy genoeg olie? Nie is ons op nie, nie kan ons die liedjies sing en ken ons die versies nie, nie kweek ons die alright gewoontes nie, die vraag is, het ons genoeg olie? As Jesus kom, waak ons, is ons wakker oor hom. My laaste een, sê, en hy kom by die disippels, is in die tuin van Getsemane, en hy vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Liewe gemeente, daar's te veel op die spel, vir my en jou om besig te wees om ons wonde te lek. Daar's te veel op die spel. Daar's te veel op die spel, vir my en jou om besig te wees met goedjies. Jesus is op pad terug. En hoop ek, dat ons as hele gemeente, elke een wat hier is, en die wat bietjie by die see nog rondloop, het ek hier op Facebook gesien die week, mag almal van ons genoeg olie in ons lampies hê. Ek wil jou los met hierdie herinnering. Meer as een geleentheid. In Matteus 7 is jy welkom vir die van julle wat skryf. Gaan lees asseblief Matteus 7. Hy sê dit in Lukas wanneer hy hier dieselfde gedeelte vertel. Matteus 25:12. En hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.
daai kennis om bekend te wees met. Om ingeoefen te wees met. Maak net jou oë toe. Ek het nie die woorde vanoggend om my liefde vir jou te beskryf nie. Nie 'n oppervlakkige liefde wat ek jou persoonlikheid like nie, ek goddelike liefde. Wat sê ek sal doen wat ook al nodig is om te doen. Ek sal sê wat ek moet sê, om jou eendag saam met my, langs my in die hemel te sien. Nie net in die hemel nie. Ek wil nie, jy moet dit net maak nie. Ek wil, jy moet genoeg wil hê, dat as die koning talm om te kom, genoeg van die Heilige Gees. 'n lewe wat oorgegee is. Ek staan voor jou om vir jou te sê, daar is soveel meer. Daar's meer as wat die wêreld aan jou wil verkoop. Die wêreld wil vir jou sê, as jy net genoeg pelle het, aardse besittings, daai is die dinge, pleit by jou meet niks van dit nie. Dis stof. Wat gaan tel eendag? Die verskil tussen die wyses en die dwaases. Is nie dat hulle nie gaan wag het nie. Is nie dat hulle nie maagde was nie. Is nie dat hulle nie moeg geword het nie. Die verskil lê in die olie. 'n lewe oorgegee, wat nou uit die Gees mens uitleef. Ek weet, ek voel die teleurstelling in my gees, ek kan voel. Hoe seer het mense jou gemaak. Ek sien die hartseer in die ouer huis, ek kan dit sien. Wat jou laat wonder of jy regtig hier die hemelse Pa kan vertrou. Ek wil jou aanmoedig. Aanvaar die uitnodiging van die koning van die konings. Om 'n lewe te leef wat oorgegee is vir hom. Sjoe. Wil jy nie daai swaar las van jou skouers afval nie, asseblief? Ek hoor hier's mense wat voel hulle is nie eers die 5 dwaase maagde nie, hulle is nog buite, hulle is nie eers besig om te wag nie. Ek wil vir jou sê, dis nie te laat nie. Weet jy hoe maklik is dit? Is so maklik soos jy wat kies en sê, ek gaan nou van hierdie oomblik af aanvaar ek Jesus Christus as my verlosser en my saligmaker. Ek nooi hom in en ek gaan met behulp van die Heilige Gees 'n lewe leef wat hom verheerlik.
Ek wil ook praat met die ouens wat sê, ja, ek dink dalk ek qualify onder daai 5 dwaase maagde. Ek wil vir jou sê, as hulle net vroeër gegaan het en gaan olie koop het, dan was hulle dalk betyds terug. Moenie op jou laat wag nie. Moenie op jou laat wag nie. Maak erns met die Here. Ek wil vir die van julle wat voel, ek dink ek is deel van die 5 wyse maagde. Ek dink ek gee my bes, ek lewe 'n lewe wat oorgegee is aan hom. Ek wil jou so aanmoedig. Mag daar by jou 'n gesonde ontevredenheid wees oor waar jy is. 'n Gesonde ontevredenheid. Nie 'n ontevredenheid wat jou wil help om te presteer nie, maar 'n ontevredenheid wat vra, Vader, wat's volgende? Wat wil U in my hart vestig? Is daar miskien 'n area waarin ek anderster behoort te wees? Mag daar by jou 'n gesonde ontevredenheid wees. Te sê, Here, meer van U. Meer van die Heilige Gees. Ek wil vergewe die Engels, maar ek wil 'n obligation-free uitnodiging maak. Maar ek wil tog 'n uitnodiging maak. Ek wil vra, as jy vanoggend teenoor die Here wil commit, as jy vanoggend wil sê, ek onderneem, ek gaan my beywer om die dag wanneer Jesus kom te hoor, goeie en getroue diensknegt. Wil jy nie asseblief net gou op jou voete staan nie? Wil jy nie net opstaan as jy sê, ek gaan my beywer om te hoor, goeie en getroue diensknegt nie? Jy hoef nie te staan as jy nie wil nie, maar as jy saam met my wil staan, wil ek jou uitnooi. Om jouself te beywer, jou lewe te rad en ingerig te kry. En Vader, dankie dat ek nou kan bid, en besonder vir elkeen wat op hulle voete staan. Here, ek wil bid dat ons sal herinner aan hierdie oomblik, in die moeilike tye, in die hoë konfliktye, in die groot teleurstellings. Here, mag ons onsself herinner. Ons het gekies. Ons het onsself beywer. Ons gaan leef vir die ewigheid. Ons sal nie toelaat dat ons oorwin word deur die tydelike nie. Here, help ons om vinnig te vergewe en baie lief te hê. Mag ons harte vol wees van wie U is. Mag ons leef in die krag van die Gees. Bekleed met Christus. Sodat waar ons kom, mense sal weet, ons is anders. Want U is ons nommer 1 prioriteit. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.